Welkom by dag 2 van ons 40 dae. Ons is hierdie week besig met die tema om terug te draai na God toe. Waar jy nou is, neem 'n paar diep asemteë. En soos jy asemhaal, voel hoe jou skouers en jou hele lyf ontspan. Word bewus van God se teenwoordigheid in hierdie oomblik. Soos wat jy ontspan, bid in jou hart. Here, U is hier. Maak my hart oop vir U lig. Vandag se teksgedeelte is 1 Johannes 1 en ons lees vers 5 tot 10. Dit is die boodskap wat ons van hom gehoor het en wat ons aan julle bekend maak. God is lig en daar is geen duisternis in hom nie. As ons sê dat ons aan hom verbonde is en tog in die duisternis leef, lieg ons en leef ons nie volgens die waarheid nie. Maar as ons in die lig leef, soos wat hy in die lig is ons aan mekaar verbonde en reinig die bloed van Jesus, sy seun, ons van elke sonde. As ons sê dat ons nie sonde het nie, mislei ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. As ons sonde bely, hy is getrou en regverdig en daarom sal hy ons sondes vergewe en ons van alle kwaad reinig. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, maak ons hom tot leienaar en is sy woord nie in ons nie. Kom ons staan 'n bietjie stil by vers 5. God is lig en in hom is daar geen duisternis nie. In hierdie teksgedeelte is daar enige iets wat dalk vanoggend tot jou spreek. Kom ons luister weer na hierdie teksgedeelte en luister vir 'n woord of 'n frase wat dalk tot jou spreek. Dit is die boodskap wat ons van hom gehoor het en wat ons aan julle bekend maak. God is lig en daar is geen duisternis in hom nie. As ons sê dat ons aan hom verbonde is en tog in die duisternis leef, lieg ons en leef ons nie volgens die waarheid nie. Maar as ons in die lig leef, soos wat hy in die lig is ons aan mekaar verbonde en reinig die bloed van Jesus, sy seun, ons van elke sonde. As ons sê dat ons die sonde het nie, mislei ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. As ons sonde bely, hy is getrou en regverdig en daarom sal hy ons sonde vergeef en ons van alle kwaad reinig. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, maak ons hom tot leienaar en sy woord is nie in ons nie. As daar 'n woord of 'n frase uit hierdie teks na jou toe gekom het, skryf dit in hierdie oomblikke neer. Hou dit net vas in jou gedagtes. Wat wil God met hierdie woord of frase vanoggend vir jou sê?
Dink vir 'n oomblik aan lig. Lig wat 'n donker vertrek vul. Lig wat dinge wys soos dit regtig is. Wat ervaar jy tans, of waar ervaar jy tans God se lig in jou lewe? Waar in jou lewe beleef jy dat daar nog skaduplekke is, wat jy nog nie bereid was om te erken vir jouself nie? Hierdie teks praat van ons mislei onsself. Is daar dalk dele in jou lewe wat nog in die skaduwee is? Is daar iets wat jy probeer wegsteek van jouself, van ander, van God? Om in die lig te wandel beteken nie om perfek te wees nie. Maar dit beteken om die behoefte te hê om eerlik en opreg voor God te lewe. Is daar dalk iets wat jy in hierdie oomblik voor jammer wil sê? Is daar enige iets waar jy nie ten volle in die waarheid loop nie? Is daar dalk 'n stuk waarheid wat jy vermy? As ons sonde bely, hy is getrou en regverdig om ons sondes te vergewe. So dalk kan jy in hierdie oggend, hierdie week het ons baie bely. Die wonderlike ding is dat ons enige tyd kan bely. En so as daar iets is wat jy voor God wil bring, na sy lig toe wil bring, dalk is dit woorde wat jy gesê het en nie moes gesê het. Dalk is daar iets wat jy gedoen het of 'n manier van doen wat jy nie moes nie. Dalk is daar motiewe wat nie suiwer was in jou nie. Wat dit ook al mag wees, in eenvoudige taal, in brose eerlikheid, wees ten volle in die lig en noem hierdie dinge voor die Here. Hy reinig ons van alle ongeregtigheid. So visualiseer nou lig wat jou hele wese vul. Nie veroordelende lig nie. Genesende lig. En bid saam met my. Dankie Here, dat U my reinig. Dankie dat ek niks van U hoef weg te steek nie. Dankie dat U lig my nuut maak. Amen.